Heilige Gees, dankie dat U so teenwoordig is hier. Dankie dat U vir ons is, Jesus, en U is die koning van ons harte. Dankie vir elke openbaring wat U vandag hier gaan kom losmaak oor U self, Jesus, en oor U Heilige Gees. Dankie vir alles wat U al vir ons gedoen het in die verlede, wat U nog vir ons gaan doen. Here, maar help ons om te sien dat dit nie oor ons gaan nie, en dat dit alles oor U gaan, oor U glorie en oor U eer. Amen. Goeiemôre familie. Hallo Jean. Ek gaan jok as ek sê, dit is altyd lekker om hier voor te staan. Dit is altyd senitergend. En ek dink dit is 'n goeie plek om te wees. JC is in Zanzibar, sorry, nie bar nie, soos julle weet, en hy is ook nou besig om te bedien. Hulle is mos so 'n uur voor ons. So ja, ek staan in worship en daar's so baie dinge wat in die gees aangaan, want ons is nou nog getroud ook soos is een, so ek beleef alles, ek glo wat daai kant ook in die gees aangaan, so dit is regtig vet pret vandag. Ja, so dink maar aan hulle hierdie week en waar hulle bedien, dit is Zanzibar, so dit is tussen die moslems en ek bid regtig dat die Here vir hulle strategie sal gee om by elke siel met wie hy 'n afspraak het uit te kom. So vanoggend wil ek gesels oor die Here is die Gees. Dis die titel van my preek. Maar wat die Here eintlik met my kom deel is dat ons opinie oor wie die Heilige Gees is, bepaal of jy gaan en of jy nie hom gaan gehoorsaam nie. So wat jy dink van die Heilige Gees, gaan bepaal of jy gaan luister na hom of nie. So julle gaan nou sien, ek gaan so 'n Kaapse draai vat, maar so bly net by my, want ek glo hierdie is openbaring van die Heilige Gees af, om vir ons te kom wys dat hierdie is wie ek is, maar hierdie is wat julle van my dink, en hierdie is hoekom julle so dink. So, daar's 'n realiteit wat regtig moeilik is om mis te kyk in die liggaam, en dit is dat almal word gedisipel, reg? So, waar ook al jy kom in jou lewe, oral in jou lewe, of jou hele lewe lank, gaan jy gedisipel word. En dis nie noodwendig net deur die Here nie. So ons moet so waaksaam wees waarna ons luister, wat ons lees, wat ons toelaat in ons ore, want alles is besig om 'n agenda te voer. Alles is besig, die wêreld is besig om jou in 'n rigting in te disipel. En as jy nie die Gees kan onderskei wat aan die werk is vandag nie, dan gaan jy deur daai Gees 1-teen-1 gedisipel word. So, en dit alles beïnvloed op die einde van die dag ons siening of ons opinie oor wie die Heilige Gees is. Want so ek hoor so baie mense praat, en dis nie net hier nie, as ons met mense praat, dan hoor jy hoe mense van die Heilige Gees praat. En daai gee vir jou baie duidelike aanduiding van waar is hulle en wat is hulle opinie oor die Heilige Gees. So, as hy vir jou 'n gevoel, as jy heeltyd van hom praat van hy is 'n gevoel wat jy heeltyd voel, dan gaan jy net gehoorsaam wees wanneer jy iets voel. Okay? As dit net vir jou gaan oor 'n gevoel, hy's net teenwoordig wanneer ek iets gevoel het, dan gaan jy hom ook net gehoorsaam wanneer jy iets voel. En as hy vir jou net 'n krag is, want hy is krag, hy het krag, dan gaan ons hom teen net soek wanneer ons iets bonatuurliks nodig het, wanneer ons genesing nodig het, en wanneer ons 'n bonatuurlike skuif nodig het, 'n deur wat moet oopgemaak word. As hy net vir ons 'n krag is, dan is dit hoe ons na hom gaan uitreik. En dan, as hy 'n atmosfeer is, weet,
weer eens as hy iets is wat jy voel wanneer ons worship, as hy net 'n atmosfeer is, dan gaan jy net voel hy is teenwoordig wanneer jy in so 'n tipe atmosfeer kom die hele tyd. Kan julle begin sien hoe ons baie vinnig, en dis nie bose denke nie, ons baie vinnig kan begin dink aan die Heilige Gees as 'n spesifieke iets, en dan gaan jy hom net beleef wanneer daai vir jou 'n realiteit raak. So, wat glo ek, en wat ek glo die Heilige Gees aan my geopenbaar het, waar kom hierdie siening vandaan? Nou, ons siening oor die Heilige Gees moet kom uit die skrif uit, maar soos julle weet, in elke era, jy terugkyk na die geskiedenis, daar is 'n gees wat altyd aan die werk is. Daar's altyd 'n gees wat heers daar buite in die wêreld, en dis 'n gees wat onderdruk. So, en die gees wat gewoonlik daai era onderdruk, sal jy ook sien aan die kultuur wat nou in daai era dan nou aan die hoof is. So wat is die kultuur van die era? So wat is kultuur? Is die manier wat ons dink, dit is jou waardes, dit is jou definisie van die waarheid. So elke era, as jy terugkyk na die tyd wat ons kinders was, na die tyd as jy luister na jou oupas en oumas, hoe hulle kinders was, wat hulle waarheid was, wat hulle geglo het. Ons waardes is nie meer wat hulle waardes was nie. So jy moet sien dat daar 'n konstante skuif is, en dit is die gees wat aan die dag besig is om te heers. En ons moet so versigtig wees en die heeltyd onderskei. Wat is die gees wat aan die werk is, sodat ons nie deur daai gees disipel word nie. So Paulus het dit genoem, hierdie gaan nou nie op die bord wees nie, maar hy het dit genoem die loop van die wêreld. Efesiërs 2 vers 2 sê, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. By volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Daar is 'n gees wat werk, en dit is die loop van die wêreld, dis die gang van die wêreld, dit is hoe die wêreld gaan. En ons moet daai gees kan onderskei. Want ons weet dat ons geveg is in die gees. Om wat? Om elke skans af te breek, wat kom teen wat? Die kennis van wie Christus is. So sien julle hoe die gees van die dag kan beïnvloed wat jy dink van die Heilige Gees. Kan beïnvloed hoe jy hom sien, en hoe jy hom benader, en hoe jy hom gebruik. So ons moet weet wie die Heilige Gees is eerstens, en ek gaan nie vandag 'n teaching gee oor wie die Heilige Gees is nie. Ons het al daar gepreek al baie, gaan luister na die preke, of gaan lees net in die woord, gaan lees Johannes 14 tot 16. Dis seker die langste gesprek wat Jesus het oor die Heilige Gees, en hy verduidelik baie mooi vir jou wie is die Heilige Gees. So, maar ons moet weet wie hy is, wat sy doel is, en dat daar 'n eenheid is tussen ons en Christus deur sy Heilige Gees, wat so groot verborgenheid is en so groot wonderwerk is. En as ons nie daai verstaan nie, of heeltyd bewus is van hom in ons, God in ons nie, dan mis ons eintlik alles. Ons mis alles, want hy is ons skakel met Jesus Christus. Hy is God in ons. So, ons dink by partykeer, wel ek het ook al so gedink, dat vervolging kan seker die ergste ding wees wat met die kerk gebeur in die liggaam van Christus. Maar hoe langer ek saam Jesus loop, en hoe langer ek na die liggaam kyk, hoe meer hartseer raak ek, want ek kyk na die kerke wat vervolg word, en dan kyk ek na ons as kerk wat nie vervolg word nie. En julle moet saam stem dat ons moet eintlik skaam kry vir die manier wat ons lewe. So die kerk wat vervolg word, nê, daai is, hulle het dit moeilik, maar hulle het dit eintlik so maklik. Hulle lewe die volle effek van die keuse om Jesus te volg of nie te volg nie. Dis lewe of dood vir hulle. Daar's nie tyd om te moan en bekommerd te wees oor wie my te nagekom het nou nie, en hoe my gevoelens nou
weet seer gemaak is en hoe ek nou te nagekom is nie. Nee, dis jy kies Jesus of jy kies nie Jesus nie, of jy compromise. Dis 'n keuse of is nie 'n keuse nie en dis dit. En ek dink ons kla so baie oor klein dingetjies en ons het eintlik niks om oor te kla nie, want ons word nie vervolg vir die vryheid wat ons gekies het nie. So ek dink ek glo, die ergste wat met die liggaam van Christus kan gebeur, wat met die kerk kan gebeur, is subtiele gelykvormigheid. En hoekom noem ek dit subtiel? Want gelykvormigheid is dis nie openlike rebellie nie. Dis nie ek staan op en gelykvormigheid om soos die wêreld te begin dink en soos die wêreld te begin handel is baie subtiel. En dit sluip baie subtiel in kerke in vandag. Jy kan na baie kerke kyk en begin sien hoe hulle baie dingetjies doen soos wat die wêreld dit doen. Baie keer sal compromise om jou gelukkig te hou, om jou gemaklik te maak sodat jy net nie aanstoot neem oor wat ek hier sê vandag nie. So baie subtiel kan ons gelykvormig raak aan die wêreld en Paulus sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig raak nie. Maar word vernuwe of verander deur die vernuwing van julle gemoed, van julle gedagtes, die manier hoe jy handel. Want gelykvormigheid is wat? Sodra ons begin dink soos die wêreld, begin doen en is klein skuwe maak om almal te akkommodeer, dan begin ons vriende raak met die wêreld en vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. So ek moet ook net sê, nie alles wat in die wêreld aangaan is boos nie. Nie elke gedagte of alles wat daar buite aangaan, nie alles is van Satan af nie. Goed, maar die meeste van die goed wat in die wêreld aangaan en die kultuur wat daar is, word bepaal sonder die heerskappy van Christus. Daar word nie skuwe gemaak en gevra, Here, is hierdie die rigting waarin die land moet gaan? Daar word nie. Ongelukkig is die kultuur nie onder die heerskappy van Christus nie. So die gees van die tyd, kan julle nou al agterkom, dis 'n baie gaan oor my, nê? Dis 'n self ding, dis 'n ek gees en wil jou heeltyd groter maak en belangriker laat voel en as wat jy regtig moet wees of is. Voor Jesus kom, die Heilige Gees kom en wat sê Jesus? Verloon jouself. Okay? En volg my. Tel op jou kruis en volg my. So die Gees van die Here wil vir ons sê, maak jou kleiner. Moenie jouself oplig nie. Dit is, julle kan sien hierdie bots tussen die twee geeste. Die Gees van die dag sê, volg jou hart. Dink net aan alles wat jy lees, elke storie wat jy kyk. Volg jou hart, vind jouself. Leef jou waarheid, die waarheid wat jy sien as waarheid. Bepaal jou eie identiteit. Wees soos wie jy gebore is om te wees. Jy is baie oulik. Okay? Beskerm jy jou vrede. Laat gaan enigiemand wat jou ongemaklik laat voel. Wat so 'n bietjie aan jou gemak, Peter, laat gaan hulle, raak ontslaaf van hulle. Selfs die kerk, wat jou bietjie skuur en skaaf. As dit aan jou ongemak raak, nuwe seisoen, nê? Ek moet skuif, hierdie raak nou te ongemaklik. Okay, moenie laat kerk jou insluk nie. Hoe baie keer hoor ons dit nie? Volg jou drome, doen wat jou gelukkig maak. Is jy gelukkig? Doen net wat jou gelukkig maak. Ek hoor, was dit oor die naweek wat iemand sê iets en ek was heeltemal
amper geskok, want ek is soos, maar hoekom wil die persoon nou in die rigting ingaan? Nee, want dit gaan hulle gelukkig maak. Hulle moet nou eers net doen wat hulle gelukkig maak en ek was soos, nee, nee, ons moet doen wat die Here sê ons moet doen. So al hierdie goed klink vir jou soos vryheid, nê? Bepaal self, volg jou drome, volg jou hart, maar dis 'n valse vryheid. Daai valse liefde waarvan ons so baie praat van die vooraf, daai is 'n valse vryheid. Hoekom sê ek dis 'n valse vryheid? Want alles hang eintlik af van my af. Dit hang af van my af. God het my geskape, so hy is bo my. Ek is afhanklik van hom, maar nou moet ek my eie besluite maak. Ek moet my hart volg, ek moet myself vind. En eintlik, ek moet myself beskerm. Ek moet my eie identiteit bepaal. Waar die ware vryheid is in Christus, waar hierdie waarheid klaar daar is. Ek moet dit net gaan soek. En dis hoekom dit vryheid is. Want hy het jou geskape, hy het klaar vir jou identiteit gegee. Daar's klaar 'n waarheid, daar's klaar rigting. Ons moet net by dit uitkom. Daai is die vryheid, want dis nie 'n las wat ek self dra nie. So, sodra ons hierdie begin glo en ons lees al hierdie goed op sosiale media en ons begin hierdie najaag, dan kom ons definisie van liefde, identiteit en ons waarheid nie meer uit die skrif uit nie. En dan gaan ons nie meer glo dat die Heilige Gees se werk is om waarheid vir ons uit die skrif te openbaar nie. Want ek het dan nou my eie waarheid. Ek maak my eie besluite, my eie identiteit, ek volg my eie self. En dis so maklik wat ek sien mense val in hierdie struik van hulle kom elke Sondag kerk toe, ons bid saam, ons aanbid saam, ons gebruik nagmaal saam, ons profeteer saam, ons gaan op uitreike saam, ons loop saam, ons praat saam. Maar dan redeneer jy nog steeds soos die wêreld by partydele in jou lewe. En dit gebeur baie subtiel. Ek wil hê julle moet sien hoe hierdie gelykvormigheid baie subtiel raak. Want hierdie redenasies wat ons begin voer met onsself teenoor die waarheid in die skrif en wat ons lees en hoor in die wêreld, begin ons aanvaar want dit klink intellektueel. Ons begin hierdie gesprekke hê met mekaar, dit raak filosofies, dit raak diep. En voor jy jouself kry, stem jy saam en glo jy in klein goedjies soos die wêreld glo. Want dit klink vol deernis, vol liefde, sodat jy gelukkig kan wees. En ek dink, al jong mense, en julle moet meer waak as ons, maar sonder dat jy dit agterkom, raak jy baie vinnig 'n disipel van sosiale media. Want soos ek nou gesê het, jy word altyd deur iemand disipel. En een van die beste maniere hoe die Gees wat vandag aan die werk is, jou kan disipel, is deur sosiale media. Julle weet hoe algoritme werk, nê? Ek hoef nou nie te veel in daai wetenskap in te gaan nie, maar dit werk deur herhaling. En so dit basies bestudeer waar jy stop, hoe jy reageer, waarna jy kyk. Julle verstaan daai hele algoritme wetenskap. So oor tyd op jou sosiale media begin jy net sien wat jy wil sien en waarvan jy hou en waarop jy gereageer het en waar jy gestop het. So hy begin jou voer met iets wat jy van hou. So elke dag word jou algoritme gebou op waarvan jy hou. So jy sekere goed kyk jy en jy raak kwaad daarvoor. Jy sekere goed kyk jy hou daarvan. Die sosiale media is besig om vir jou te leer die hele tyd wat is mooi, wat is lelik, waarvoor jy kwaad moet wees, wat sukses beteken, hoe jou liggaam moet lyk, hoe jou huwelik moet lyk, hoe jou kinders moet
optree, hoe wat se opinies aanvaarbaar is. Julle kan die lys is oneindig. En ons dink, ons word net beïnvloed wanneer ons doelbewus saam met iets saamstem, maar hierdie herhaling die heeltyd is besig om 'n waarheid in jou te vorm. So, hoe om 'n kind te leer 101, nê? Repetisie. Elke dag. As ek wil hê Elia moet aan die einde van die week die lettertjie A ken, dan gaan ek elke dag die lettertjie A met hom herhaal en voor die einde van die week het ons die lettertjie A onder die knie. Nou, daai manier van lering het nie verander nie en dit gaan nie verander tot die dag wat ons doodgaan nie. Met repetisie gaan jy geleer word en gaan jy gedisipel word tot die dag wat Jesus terugkom. So wat sien jy die hele tyd op sosiale media? Jy skuld niemand niks. Jy verdien beter. Jy moet jouself gelukkig hou. Jy verdien net geluk. Jy verdien liefde. Jy verdien om in 'n gelukkige huwelik te wees en as jou huwelik nie so lyk nie, dan is jy, julle, ek kan nie vir julle sê hoeveel goed ek raak lees van vrouens en dis nie eers post nie. Dis kommentare wat ek lees op iemand wat sê nou maar gekla het oor hulle huwelik, dan ek gaan lees die kommentare. Dis vir my baie lekker om die kommentare te lees want dit sê vir jou waar die mense is. En gee enigiemand ooit raad of moan almal nou net saam? So, ek dink ek is al op 'n paar bladsye pages geblok, want ek het so 'n bietjie my pastoor daar waarheid daarin gegooi en dan hou hulle nie baie van daai waarheid nie, want ons almal wil saam kla. Want ons almal sit in 'n ongelukkige huwelik en elke tweede persoon is getroud met 'n narcis, kan julle dit glo? En omdat jy die heeltyd hierdie goed lees en luister en hoor en na kyk, raak dit normaal vir jou. Jy raak lam, eintlik jy raak nam. Die Engelse woord is nam. Omdat jy die heeltyd hierdie goed lees en dan raak dit vir jou, dis normaal. Goed, en voor jy jouself kry, word jy gedisipel deur sosiale media. En dan lees jy 'n skrif en dan die skrif vir jou, "Sjoe, hierdie is 'n bietjie kras. Hierdie kan nie so wees nie, hierdie is bietjie te. Nee, die konteks hierso moet ek gaan uit. Die Here gaan tog nie so met my praat nie." En dit is wat sosiale media doen. Dit laat ons na die woord kyk, na die Heilige Gees. Wanneer ons hom hoor, dan sê jy, "Hierdie kan nie wees nie." Die waarheid wat ek die hele tyd sien en die waarheid wat ek die hele tyd hoor, moet my laat goed voel. Dit moenie my uitdaag nie, dit moenie my ongemaklik laat voel nie. Maar ek wil vir jou sê, die algoritme op jou sosiale media is nie geïnteresseerd in jou heiligmaking nie. Glad nie. Glad nie, inteendeel. Dit is net daar om jou te kry, om aan te hou kyk en aan te hou kyk en aan te hou kyk. Dis waarvoor dit gemaak is en dit werk. So, nou weer eens, nie alles wat ons op sosiale media sien is sonde nie, nê? Ons goeie goed. Die wat dit reg gebruik, ons goeie inligting daarop. Maar ons moet die heeltyd vir onsself vra, wat doen hierdie binne my? Wat is hierdie besig om binne my te doen? Is hierdie besig om my te verander? Is ek besig om gedisipel te word deur sosiale media of is ek besig om gedisipel te word deur die Heilige Gees van Jesus Christus? Nou, Timoteus, 2 Timoteus 3, ek weet nou nie of hierdie op die bord gaan wees nie, maar 2 Timoteus 3 vanaf vers 1 tot 5 wil ek vir julle lees. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Ek gaan net eers daar stop. Dan kan julle aanlees. Geldgierig is, want dit is alles wat gepaard gaan met om myself lief te hê. Ek is geldgierig, ek hou my geldjies vas. Weet, nie eers die Here kry sy deel nie, want ek moet my geld beheer.
Grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers. Wag, hoe is die saai-daai? Ek hoor hulle praat so van iets van saai-daai in die kar. Ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, handeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, braaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Tjoh, met ander woorde ons, maar die krag daarvan verloon het. Okay. So daai is liefhebbers van self. So ek het nou 'n lang draai, daai was in my Kaapse draai, nê, om vir jou te wys hoe jy gedisipel kan word deur sosiale media en beïnvloed kan word daardeur en so jou invloed, jou siening oor die Heilige Gees kan daarop gebaseer wees. Want die gees van die tyd gaan aanhou om jou weg te disipel van God na jouself groot te maak, groter as wat jy moet wees. En Jesus gaan jou die heeltyd wil disipel na 'n plek van nederig, afhanklik van hom want hy is God. So die snaakse ding is wat ek nou opgelet het is sodra ons en hierdie is hoe ek sien ons die Heilige Gees benader. So, ons raak so gewoond aan hierdie algoritme wat my begin voed, nê, in dit waarvan ek hou en vir my die hele tyd gee waarvan ek hou, dat ek die Heilige Gees ook so benader. Want nou is sy algoritme so 'n bietjie af. Want ek het gevra vir 'n deurbraak en toe kry ek woord dat ek moet serve in die kinderkerk vir 2 jaar. Daai algoritme is nie nee, hy werk nie. Laat nie my dis nie wat ek wou gesien het nie, nê? Verby. Rol verby. Okay? En dis wat die algoritme doen op sosiale media. Hy bevestig dit wat jy van hou. En die Heilige Gees baie keer konfronteer dit wat jy van hou. Ons kan regtig nie verby hom scroll nie. Ons kan. Ongelukkig, ons kan. So die algoritme hou jou gemaklik. Die Heilige Gees baie keer dog jy uit om ongemaklik te wees. Om uit jou plek van gemak uit te klim. Ons noem dit gehoorsaamheid. Okay. Sosiale media gaan oor jou. Wanneer die Heilige Gees kom, dan haal hy jou uit die prentjie uit. Daai ek, daai wil. Hoeveel van julle is deur die doopbad? Nee? Ek leef nie meer nie. Okay? Die Gees van vandag sê, hier is meer wat jy wil hê, hier's meer liefde vir jou, hier's meer woordjies wat jou beter oor jouself gaan laat voel of oor jou huwelik gaan laat voel of oor jou kinders gaan laat voel, want jy is genoeg. Nee, ek is nie genoeg nie. Ek, Janine, is nie genoeg op my eie nie. Grootste leuen wat jy kan glo is jy is genoeg. So, sosiale media is dit wat jy wil hê. Jesus, die Heilige Gees sê, hier is wat Jesus van jou soek. Ja, alles. Okay? Ons raak so gewoond dat alles by ons aanpas, dat ons dieselfde by God begin verwag. Wat hy vir ons doen, hoe hy ons antwoord, moet by ons pas. Dit moet my laat goed voel. Dit moet in my gemak pas. Dit moet nie vir my vra om my werk te los nie. Om my gemak te skuif nie. Dit moet nie vir my vra om 'n bietjie meer van my tyd te gee nie.
Want oor wie gaan hierdie verhouding dan nou eintlik? Ons maak die evangelie wil ons baie graag 'n ek-evangelie maak, 'n persoonlike evangelie. Die evangelie moet oor my gaan, nie oor God en sy uiteindelike doel om almal te versoen met hom nie. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor ek wat moet bevestig word in my roeping en ek wat gemaklik moet wees en ek wat en ek. En baie het in hierdie struik geval. So nou, ek het nou gesê nie alles wat jy sien op sosiale media is boos nie. Nou ek het ook sosiale media. Goed, my 50, as ek 50 word, nê, weet julle wat is my geskenk? Dat ek mag van sosiale media afklim. Dit is my en JC se ooreenkoms. Ek klim van sosiale media af oor 9 jaar. Oor 9 jaar klim ek van sosiale media af en ek ry oor my iPhone en ek kry 'n 3310. Okay? En ek gaan dit doen. Hy kan maar namens ons kyk wat by die klein kinders aangaan op sosiale media en al daai dinge. So, maar nie alles is boos nie. So op sosiale media, nou wat gebeur? Nou hierdie sien ek baie. Jy begin nou sien, nou kyk jy na Pastor Harold, is nou elke Sondag daarso op sosiale media, jy begin hom volg. Jy kyk nou na kom ons raak real. Jy kyk na Elevation. Okay? High end. Jy kyk na hulle worship. Goed, baie goed. Jy hou daarvan. So nou sien jy dit al hoe meer. Jy kyk, jy volg 'n sekere aantal predikers by wie jy aanklank vind. Jy vind dalk as jy vrou is, vind jy dalk aanklank by Joyce Meyer en Lisa Beweer of weet nou nie wat groot name daar buite is nie, en dan as jy dalk kyk jy vir Bill Johnson, dalk luister jy na die een of daai een, so jy begin almal se teachings kyk wat nie verkeerd is nie. Maar nou kom jy op 'n Sondag hier na jou Afrikaanse kerkie in die Kaap. En jy sit hier en die rookmasjien het nou net te laat aangekom. Weet dit het nou nie so lekker geruik toe jy op agter by die badkamer was nie. En die worship, die lirieke was nou nie, jy weet, was nou nie betyds gewees nie en nou sê soos hierdie nee. Elevation, Bethel, Jesus Image. Almal doen dit baie beter. So nou begin jy kla oor jou kerk. Nou begin jy sê ja, maar die worship is nie great nie. Jy kla geestelik besluit waarvan jy hou. Nou maak die pastoor dalk een grappie te veel, nê? Nee? Hy's nou nie ernstig genoeg gewees nie, want wil maak nie so baie grappies nie. Hy lees net 2 of 3 voor en die tyd en dan sit verby. Okay? So nou het sosiale media jou geleer en ek weet ek hamer op sosiale media, maar ek moet. Want die gees van die tyd se grootste wapen is deur sosiale media wat jy optel die sekonde wat jy wakker word. Dis wie jou disipel. Wil jy weet wie jou disipel? Wie jy vanoggend wakker geword het jy jou foon eers gegryp of jou Bybel? Het jy Facebook oopgemaak of Instagram om te sien wat hier aangaan of jou WhatsApp te kyk wie jou geboodskap het? So nou begin dit jou so indoktrineer om hier te kom sit en te vra, "Jesus, hou ek regtig hiervan? Verveel hierdie my? Was hierdie goed genoeg? Stem ek saam? Is dit relevant vir my? As dit by wat ek nou nodig het? Gaan ek aanbly of het my seisoen verander?" So, net daar het die Heilige Gees nie 'n kans om jou vanoggend hier te bereik nie.
Hy staan nie 'n kans om enigiets by jou te kom doen, omdat jy klaar 'n algoritme het waarvan jy 'n geestelike algoritme waarvan jy hou. En as ek dit nou nie hier gaan kry nie, dan het ek nou nie die Heilige Gees ervaar nie, want dit het nie gevoel soos wat dit gevoel het toe ek Elevation geluister het nie. Dit het nie dit het my nou nie bevredig nie. Nou, een ding wat ons vir mekaar moet sê, en ek dink wat baie belangrik is oor die Heilige Gees, is hy is nie my en jou persoonlike assistent nie. En ek dink baie keer hanteer ons hom so. Wanneer ek iets nodig het, ken ek hom. Wanneer ek genesing nodig het, ken ek hom. As ek die deurbraak nodig het, ken ek hom. Maar elke ander tyd wil ek hoor wat sosiale media vir my sê oor hoe ek moet lyk en hoe goed ek hoe ek oor myself moet voel en dat ek goed genoeg is en dat ek belangrik is en dat my man nie durf vir my dit sal sê nie want dan die narsis. En ek hamer daarop want julle mense is baie gou om te sê hulle is in 'n verhouding met 'n man wat 'n narsis is. En eintlik is mense net nie bereid om bietjie ongemaklik te raak in 'n huwelik wat werk kos nie. En saam te bid en saam op te staan. Want ek kan jou waarborg die mense wat dit sê bid nie saam nie. Hulle sit nie saam en soek die Here nie. Johannes 16:14 sê hy sal my verheerlik. Enigiets wat nie Jesus verheerlik nie, is nie die Gees wat jy moet volg nie. Net die Heilige Gees sal hom verheerlik. As jy na iets kyk en dit verheerlik nie Jesus nie, scroll verby. Of sit dit af. Sit dit af. Iemand sê nou dan vir my, hulle kyk hierdie en hierdie en hierdie en hierdie series, dink ek het dit ook begin kyk. Nie so baie Jesus gevoel toe ek dit gekyk het nie. Ons raak nam. Ons laat goed toe. Ons word gedisipel selfs deur prente, weet movies, stories, series wat jy kyk. Maar hy, die Heilige Gees, sal my Jesus verheerlik. Omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. So hy het gekom om Jesus te openbaar. Dit is sy werk. En hy is die heeltyd teenwoordig. Irrelevant van wat jy voel, wat jy beleef, van die manier wat ek gepreek het vanoggend, of jy gevoel het ek praat met jou of nie, of jy dink vrouens mag nie preek of nie. Hy het gekom om Jesus te verheerlik. Alles begin by Jesus, alles gaan eindig saam met Jesus en alles tussenin is Jesus. As jy nie Jesus kan kry nie in dit wat jy kyk en dit wat jy volg nie, is dit nie Jesus nie. En as jy dit mis jy alles. Jy mis regtig alles. Ek het vroeër gesê hierdie eenheid van ons met Christus. Sê Jesus is 'n groot verborgenheid. Geheimenis. Maar dit is sy skakel met ons. Dit is hoe hy met ons omgaan. Hy het gekies om by jou en my te kom, om by ons te kom woon. Ek en jy en ek dink baie keer dat mense hoe kan jy sien dat iemand die Heilige Gees net sien as iemand wat by die kerk is of 'n krag is of 'n gevoel is. Hulle is okay om deur 'n fliek te kyk waar die naam van Jesus Christus gelaster word. Hulle is okay om deur 'n fliek te gaan. Ek sit gisteraan die storie wil die kinders nou ons is so alleen. Jy sê hier nie so ons is baie vroeg in die bed, nê? Nee? Nou lê ons nou daar. En ek wil nou hê hulle moet slaap en hulle almal slaap nou by my want pappa's nie hier nie, soos nou vir hulle soos hemel op aarde. Nou lê ons daar nou
wil korrel 'n storie kyk, nou scroll ek so af en ewe skielik toe's daar 'n een of ander heksery, storie oor heksery of wat ook al. En Elias is dadelik soos, "Wat is daai?" Ek sê, "Nee, maar Elia, hoe voel dit?" Dis jy daarna kyk, want jy kan eintlik nie, jy moet ons nou in dit ingaan om te sien wat dit is. En nou ek kan net lees, net deur die opskrifte lees, weet ek, hier is 'n storie wat ons nooit gaan kyk nie. Nou vra ek vir hom, "Maar wat, dis hoe voel dit hier binne? Hoe voel dit hierso as jy na dit kyk?" En hy sê vir my, nee, ons gaan nie, dit voel nie lekker nie." Nou, daai is die Heilige Gees by ons, okay? Hy's die heeltyd teenwoordig. Hy's nie net hier in die kerk nie. Ons moet onsself kry om doelbewus te sê, Heilige Gees, disipel my. Ek weet jy is hier. Al is ek nou op sosiale media, disipel, nee, hierdie verheerlik nie Jesus nie. Later gaan jy net so sosiaal, jy gaan dit net moet delete. Nou, ek het nou vir julle gesê, Galasiërs 2:20 is die grootste wake-up call wat jy kan kry. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. So die groot ding wat ek wil hê jy moet gehoor het vandag, is daar is 'n gees aan die werk. En dit is die gees van self. Hy wil jou laat goed voel. Hy wil jou verheerlik. Jy moet die hele tyd verheerlik word. Jy moet die hele tyd tevrede wees. Jy moet die hele tyd gemaklik wees. Jy moet die hele tyd geliefd voel en jy moet die hele tyd tevrede wees met net alles. Maar Jesus sê, hy leef, ek leef nie meer nie. Al Paulus sê, so ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. En dis hoe ons moet leef. Jesus sê, verloon jouself. Tel op jou kruis en volg my. Die hartseer se storie, ek weet nie hoe Nikodemus dit gedoen het nie. Daai is vir my een van die hartseer se stories in die Bybel, is Nikodemus, wat dit gemis het. Hy het dit totaal en al gemis, om nie Jesus te volg nie. So solank soos wat ek en jy onsself stel bo soos ons gemak en ons liefde en ons wat ook al jou gelukkig laat voel, sit bo enigiets wat die Heilige Gees van jou vra, is jy nie, maar ek kan nie sê is jy nie 'n kind nie, maar word jy nie geklassifiseer as 'n kind nie. Jy gaan hemel toe. Jy is gered. Okay? Maar kinders luister. Kinders word gelei. Kinders sê ja as die Here sê gaan links. Al is dit hoe ongemaklik, al gaan ek hierdie agterdeur moet ingaan en niemand my eers sien of weet dat dit ek was nie. Die Here vir ons met ons begin praat het oor Hillsong en julle weet, of ek weet nie eers of julle weet nie, ons praat nie baie daaroor nie, want ons het gevoel die Heilige Gees het gesê, dit niks met julle uit te waai nie, JC en Janine. Absoluut niks, dis iets wat ek doen. So, ons het hard geskryf van daai boekies. So die self in my, wil erkenning hê daarvoor, nê? Ons het gebid en gewerk en het vakansies opgegee om boekies te skryf. Okay? So, nou maak die Here vir ons die deur by Hillsong oop. JC doen fantastiese werk. Hy rig die leiers van Hillsong op. En die Here sê, kom by die agterdeur in en gaan by die agterdeur uit. Hy sê, hier is nie jy nie. Dis ek. So en dit is wanneer jy terugstaan en okay Here, ek gaan luister.
Maar wanneer dit vir jou te veel oor jouself gaan, dan val jy in die struik van liefhebber van self. Ek het nou nie daai stuk gelees nie, of daai stuk gelees nie, ek dink ek het hom geskiep, maar daar's 'n stuk wat Paulus ook sê, ek dink is ook in Timoteus, wat hy sê van daar sal allerhande leraars wees. Hierso, 2 Timoteus 4:3, dit gaan nie op die bord wees nie. En daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, sien julle, dis nie 'n nuwe ding nie. Vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Is Paul Johnson sleg? Nee. Is Joyce Meyer sleg? Glad nie. Is Lisa Beweer sleg? Glad nie. Hulle almal is in die wil van die Here en doen wat die Here voor hulle gesit het om te doen. Maar jy is hier. Jy is hier en kan nie geïrriteerd raak met wat die Here hier wil doen nie. En eintlik is dit net waak teen die gees van ek wil gemaklik wees. Want anders kan jy nie 'n kind wees nie, anders gaan die Here nie vir jou kan sê, gaan links nie. En ek wil net hierdie laaste sê, as jy Handelinge gaan lees, baie mense dink Paulus is die hoofkarakter van Handelinge of Petrus of dis waar Handelinge gaan. As jy eintlik Handelinge gaan lees, nê, gaan dit oor die Heilige Gees. Alles oor die Heilige Gees. En as jy wil weet of hy God is en of hy die gesag het om vir jou te sê gaan links en gaan regs, gaan lees Handelinge. Hy het nie vir die disippels gesê, luister, goed, gaan bid julle nou. Hy het gesê, sonder vir my af. Hy is God, hy het gesag, sonder vir my hierdie man af, hierdie 2 manne af. Hy het vir Paulus verhoed om in 'n sekere plek in te gaan. Ananias, die skrif sê, waarom het jy vir God gelieg? Waarom het jy gedink jy kan vir God lieg? Die Heilige Gees is God. Hy is in jou en hy moet jou disipel. Dan kom op. Ek gaan vra dat julle staan. En ek wil nou sê, moet nou nie sê, Janine het gesê ons moet Facebook delete en Instagram delete en alles is van die duiwel af. Ek het nie daai gesê nie. Okay? Ons moet waak. Soos in alles, ek kan jou nou waarborg, as jy Facebook gaan delete, en as jy, gaan jy ietsie anders kry, nê? Waar jy die gees van die dag gaan raakloop. Of dit nou op televisie is, of dit in die games is, of dit eers gaan jy, of nou gaan jy dalk weer die huisgenoot begin lees, nê? Want jy het nou Facebook toegemaak, eers moet jy jou brokkie nuus inkry. So, ek wou net sê brokkies kindernuus inkry, maar daar is 'n gees van die dag en daai gees wil jou die heeltyd kry om te dink jy is goed en jy is goed genoeg. Wat het Satan laat val? Wat wou hy bo Christus wees? Hey, dit is nie nuwe aanval nie. Dit is die oudste aanval van die tyd en dit gaan die grootste aanval wees totdat Jesus terugkom. Is om jou te kry om nie 100% jouself neer te lê nie. En om jou so besig te hou dat jy die hele tyd besig is met jouself. Kom ons maak toe ons oë. Heilige Gees, ek sê vir U so dankie vir hierdie openbaring. Dat U vir ons help om te sien watter gees vandag aan die werk is. Here, wat ons wil kry om
om ons te verhinder om in kennis van U te groei. Wat ons wil kry om te dink, ons is goed genoeg, soos wat ons is. Dat ons hierdie alleen kan doen. Dat U verhouding met ons net oor ons gaan. En ek bid dat U regtig ons gedagtes sal kom skuif. Want U is in ons, U het die Heilige Gees vir ons gegee tot verheerliking van U. Sodat hy U kan verheerlik. Sodat U naam groot kan word in hierdie wêreld, sodat mense U kan sien, U kan leer ken Jesus. Sjoe, Heilige Gees, beskerm ons dat ons nie daai subtiele druk van die wêreld, daai subtiele gelykvormigheid sal toelaat nie. Vergewe ons waar ons gedink het dat alles moet gaan om my te laat goed voel, om my te bevredig, om my gemaklik te hou. Here, en ek weet die woord al baie oor hierdie gemeente was, dat hierdie 'n Gideonsbende sal wees. 'n Klomp wat op 'n anderste manier drink as wat die wêreld sou drink. En ek weet dit beteken dat ons nie die grootste kerk gaan wees nie. Maar dat ons wragtige kerk sal wees wat dood sal gaan vir dit wat U wil hê. Amen. Ek wil vir jou vra dat as jy vanoggend enigsins die Heilige Gees gevoel het, of jy het gevoel dat soos ja, dalk het ek te veel begin glo wat ek hoor en sien op sosiale media, dat ek regtig dit wat die Heilige Gees vir my vra om te doen, of meer redeneer oor dit wat ek lees, en dit wat ek voel mense sê, en die rigting wat ek voel sosiale media my indruk, en, of, kom ons sê nie net sosiale media nie, die gees van die dag. As jy voel dat jy enigsins geaffekteer is daardeur, wil ek vra dat jy vorentoe sal kom, dat iemand saam met jou sal bid. Bekering begin by repentance. Is om jammer te sê. En ek is die eerste een wat sal jammer sê. Voor die diens kom iemand na my toe en hulle wil 'n droom met my deel en hulle is so hierdie kant toe, daai kant toe en hulle weet nou nie eintlik hoe om hierdie vir my te sê nie, want dit was nou nie so 'n goeie droom nie. En ek sê net vir my wat die droom is. Ja, maar hulle wil nou nie hê ek moet sleg voel nie. Ek sê, hoorie, ek is al te veel deur die Here reg gesien om sleg te voel. So, die Here se dissipline is goed, want hy het my lief. So dit gaan vir my goed uitdraai. So jy wil op 'n plek kom waar jy konstant is, Here, as ek enigsins in hierdie struik geval het, wil ek vandag kom repent. En ek wil weer sê, U is God in my lewe, net U disipel my. Wat U nie verheerlik nie, moet gaan. Het nie spasie in my lewe nie. Goed, so ek wil jou uitdaag, kom vorentoe, laat iemand saam met jou bid, en vat die boldness, is al hoe jy ware vryheid. Ons skryf wat ons so maklik quote, waar die gees van die Here is, daar is vryheid, maar dit is net waar hy Here is daar vryheid. So kom vorentoe en bid saam met iemand, en dan sien ons julle vanaand weer. Amen.